dankie dat julle die voorwinter getrotseer het om vanoggend hier te wees. Ek hoop dat dit vir julle wonderlike Sondag verder sal wees en dat ons erediens ook so sal wees dat julle iets met julle saamvat huis toe. Goed, die eerste ding wat ek wil sê is, Johan gaan nou vir die hoërskoolkinders ook vra, maar ek vra wyd. Ons het beplan om vanaand by Philadelphia te gaan kuier, maar ek wil tog vra, as iemand lus het om saam te gaan, laat weet vir my, sodat ons daarin die getalle het om te kan gaan. So, as Johan vir die jeug vra, en ek vra nou vir u, laat weet asseblief vir my of vir Johan, wie gaan saam vanaand. Ons gaan so 'n bietjie daar by die studentegemeente kuier, net om te sien hoe doen hulle dit. Goed, en dan broers en susters baie hartseer, Andrei Estreisen, Andrei en Marita Estreisen, hulle sit altyd hier in die middel. Andrei is oorlede gisteraan, so ons sal die begrafnisreëlings tref en uiteindelik dan ook die diens hou vir hom. Dink maar asseblief aan Marita en aan haar kinders van Australië is ook hier, het genadiglik Woensdag geland om by hulle te kuier. Ek wil net gaan hier kyk. Ek sien 'n paar gesigte wat vir my baie dankbaar maak. Hoe gaan dit met julle? Jan, Monique? Goed. Ons het al vir julle gebid, hoor. Dis hulle wat van Abu Dhabi afkom. Ja, ek moet altyd mooi dink, die een is by Dubai en die ander is by Abu Dhabi. So bly hulle hier te wees. Dominikies, nie ons of julle ooit gedink Suid-Afrika gaan veiliger wees. Dankbaar om te sien dat dit met julle goed gaan. Weet nou nog nie oor die ander mense in die party, weet julle iets van Erentia af? Albei is veilig terug in Suid-Afrika. Ag, dankie tog. So, maar toe sy sê, hy moet al die pad ry uit Egipte toe gery, nee, en daar op die vliegtuig geklip, so ons is baie dankbaar en weet julle sinne nog reg daar in Dubai? Nee, nog veilig. Nee, ons is baie dankbaar. Dit help, sien julle, ons moet net bid, dan kry ons hulle sommer hier by ons. Baie dankie daarvoor. En die res is ons baie dankbaar voor. En as daar enigiemand is vir wie julle bid wat iewers ver is, laat weet vir my, dat ons almal kan saam bid. Ek dink dis die belangrikste ding wat ons kan doen. Maar ons is baie dankbaar om julle vanoggend hier te hê, né? En jy mag maar smile. Jy mag maar breed glimlag. Ons is dankbaar saam met julle. Goed, broers en susters, dan net die verjaarsdag vanoggend wat ek so bietjie, ek het so 'n paar kaartjies hier wat ek net wil uitdeel. Goed, en dan net nog op die lysie ook. Elise, jy sit hier voor. 20 Maart. Dis om die draai. Hartlik gelukkig. Ida, waar sit jy? Jy sit altyd daar agter. Jy het nou al verjaar en baie lekker verjaar. Ja, nie vergeet nie. Goeiemôre. Ken jou gesig nie. Emerentia, wonderlik. Ek staan nou hier agter, ekskuus Emerentia, ek sien haar gesiggie en ek besef, ek ken nie die gesiggie nie, maar Emerentia, baie welkom by ons vanmôre. Goed, kom ons kyk gou Bessie. Jy sit op die deur hier agter. Jy vir haar ook in die week wat kom. En ek wil net vir julle sê, ons bid vir julle ook, met julle dogter en haar gesondheidsgoeders. Ons hoop regtig dat dit alles wonderlik gaan uitwerk. Goed, broers en susters, ek dink dis alles wat ek wil sê. Onthou net volgende week die hoërskoolkuier by Palet. Ons is net hier agter. Ons hoop, ons het dan 'n bietjie sonskyn. So, ja, nee. Ek wil net die kantoorry herinner, ons oefen vanoggend na die diens. So ek het vir almal boodskapies gestuur. So kom asseblief. En dan het ons soek nog manne. Ons soek nog so 'n paar 2 of 3 manne met sterk stemme. So as daar van julle is met verskillende talente waarvan ons nog nie weet nie, kom asseblief na vore. Ek soek so 2 of 3 sterk manne. Want ek weet nie of Pieter sal kom. Broers en susters, en net daarvoor gaan ek nou vir hom werk gee. Ek soek 'n naam
vir jou groep, vir jou groep. Kan toe ry werkie vir my. Ons maak 'n kompetisie daarvan. Ons gaan 'n bietjie dink. Dankie. Kry vir julle 'n mooi naam wat ons julle kan noem. Goed, broers en susters, ek dink dis min of meer alles hier. Ek het almal geluk gewens en al die ander goed kan julle op die blaadjie lees. Neem asseblief net kennis dat die regterhand van hierdie gemeente, Michelle, is vir die week weg. Sy's bietjie met verlof. En ek het al vir die kerkraad gesien, nou sê ek dit vir julle en julle moet julle maar op my verlaat en sterkte vir julle, want admin was nou nog nooit my sterkste eienskap nie. So maar ek gaan my heel beste doen om haar skoene vol te staan, so asseblief. Julle kan nog op die gemeente se foon kontak of wat ook al, maar as julle kan nie praat sommer direk met my ook asseblief. Weet net dat sy nie in die kantoor gaan wees nie, die res van ons sal spaander om al die werk gedoen te kry wat sy gedoen het. Goed, broers en susters, kom ons word so vir 'n oomblik stil en dan gaan ons voort met ons erediens. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon die lig nie uitdoof nie. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons luister vanoggend, broers en susters, na Efesiërs 5 vers 15 tot 20. Dis die gedeelte net na die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees as ons skriflesing. En dit gaan hier daaroor dat Paulus verduidelik het, en dit is wat ons gaan lees vanoggend, dat ons moet lewe as mense van die lig. En dan kom hy in hierdie gedeelte en hy pas dit 'n bietjie toe. En as 'n mens dan verder in Efesiërs gaan kyk, dan sien jy dat hy dit nou toepas op al die verskillende verhoudinge waarin 'n mens kan staan. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit bestem het. So het hy dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom het ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, toe ons die waarheid wat aan ons verkondig is, die evangelie van ons verlossing gehoor het, en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, ons as die eiendom van God beseël. Daar is net een liggaam en net een Gees. So is daar net een hoop waartoe God ons geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon.
terwyl ons vanoggend so voor U stil word. Terwyl ons gesing het, Here, dat ons diep neergeboe staan voor U. Omdat ons niks het om op te roem nie. Omdat ons weet, Here, dat alles wat ons is en alles wat ons het net genade is. Kom ons na U toe, met hierdie gebed van ons hart, dat U vanoggend ook met ons sal besig wees. Here, dat elkeen van ons die ervaring sal hê, ook hulle wat ingeskakel is of later luister, dat U met elkeen van ons praat, dat U met ons in hierdie lydenstyd besig is, dat U dit wat te veel is, en dit wat oorbodig is, en dit wat ons met ons saamsleep wat nie nodig is nie, Here, dat U ons help om dit te laat gaan. Dat ons in lydenstyd ervaar dat U oopbreek, dat U tot daar in die diepste donker gaatjies van ons lewens gaan, en gaan uithaal wat ons daar wegsteek, sodat ons dit kan weggooi, daarmee kan klaarmaak, en dit kan agterlaat. Here, wil U vanoggend vir ons help, om opnuut te besef wat dit beteken om in die lig te lewe. Om nie bang te wees om vir U ruimte te maak, om die lig in ons lewens in te bring. En om nie bang te wees om daardie lig elke dag saam met ons te vat. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan bid, dat U dit sal stil maak in ons. Dat ons vir 'n oomblik sal vergeet van dit waaroor ons bang is, en dit waaroor ons bekommerd is, en dit wat ons gedagtes besig hou. En dat U vir ons hierdie oomblik van absolute stilte sal gee, om te luister, en om te hoor, en om dan te antwoord op U genade. Dankie, Here, dat ons vanoggend so mag bid in U naam, en dat ons weet U hoor, en op die tyd gee vir ons wat ons nodig het. Dit wat in U wil is, dit wat in U liefde moet gebeur. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, dan Efesiërs 5 vers 8 tot 14. Die opskrif daar is: lewe as mense van die lig. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou, in die Here, is julle lig. Lewe dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied: word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat uit hierdie woord gaan leef, en dit elke dag najaag. Tydens lydenstyd, broers en susters, het ons dalk 'n bietjie van 'n wanpersepsie oor hoe lydenstyd behoort te lyk. Lydenstyd is 'n tyd vir nadink, en vir 'n bietjie gaan skoonmaak, jou geestelike kaste bietjie uitpak, en so 'n bietjie gaan fokus op dit waarvan jy ontslae kan raak, en dit waar jy die lig van die Here en die genade van die Here nodig het. Dis inderdaad wat lydenstyd van ons vra. Maar lydenstyd is 40 dae plus 6 Sondae. En die Sondag kan tog nie net gaan oor ek moet nou neergeboe wees en ek moet bely nie. Daar is ook 'n stukkie blydskap daarin. Want ons is mense van die lig. En ons leef uit die opstanding van die Here, wat ons ook vier aan die einde van lydenstyd. Daarom is dit amper soos op 'n hartmonitor, nie? As hy so loop en dan maak hy so wip waar jou hartklop is. En iemand beskryf toe die Sondag van lydenstyd so.
dat daar deeltyd is en dan sal hierdie wip, en dan gaan ons aan en dan sal hierdie wip. Iewers waar ons net weer onsself en mekaar moet herinner daaraan, dat al is ons met hierdie proses besig, is daar altyd 'n diepe blydskap en 'n diepe dankbaarheid, want aan die einde van hierdie tyd vier ons dat die Here opgestaan het uit die dood. Vanoggend lees ons hoe Paulus hierdie beeld van lig en donker gebruik, om iets te probeer sê van gelowiges, en onthou nou, Efesiërs se gelowiges, is die ouens wat, baie van hulle wat uit die heidendom moes kom. Hulle moes afsny met dit waarmee hulle altyd besig was. Hulle hele lewe, hulle denke, hulle optrede, hulle geloofsbeoefening, alles het verander. En hulle moes letterlik 'n duidelike afsny maak met dit wat voorheen daar was. Dit sien as die duisternis, terwyl hulle nou in die lig ingetrek is. En daarom moet hulle radikaal anders leef. En dit is die argument wat hy hier het. Hy sê vir hulle, julle as gelowiges kan nie goed sien wat gebeur, wat verkeerd is, en maak asof julle nie kan sien nie, en nie kan hoor nie, en nie kan praat daaroor nie. Julle is radikaal deel van die lig. En as julle deel is van die lig, dan is julle nie net besig om te sê, maar daar is die donker nie. Dan is julle ook daar om julle lig te vat na die donker toe, en die donker so te oorwin. So, dit is 'n oefening van, ek kan nie net sê, daar is te donker, en daar is dit sleg nie. Ek moet radikaal besig wees om die goeie, dit wat waar is, dit wat reg is, saam met my te vat, daar na die donker toe. Ons moet ontbloot. Ons moet dit uitwys wat nie in ooreenstemming is met die woord van God en die voorbeeld van Christus nie. Dis die twee goed wat vir Paulus hier baie belangrik is. Dat 'n mens dit wat jy is en dit wat jy doen, aanpas by dit wat die woord van God vir jou sê en dit wat Christus vir ons voorgeleef het. Ons kan nie sê, ons weet nie. Ons kan nie sê, ek kan nie in hierdie situasie iets doen nie. Ons mag nooit sê, ek kan nie onderskei tussen reg en verkeerd nie. Want ons het die woord, en ons het hoe Christus dit vir ons voorgeleef het. En omdat hy dit vir ons voorgeleef het, en sy voetspore vir ons gelos het, loop ons in daardie voetspore. En daarom noem Paulus ons mense van die lig. Wat nie net die duister moet raak sien en uitken nie, maar doelbewus 'n teenvoeter moet wees vir die donker. Omdat jy weet wat goed en waar en reg is. Broers en susters, dit is vir my interessant. Ek het nou al 'n paar keer in die donker het sy dit nou in die aand of vroeg in die oggend die pad hier op die R21 na die lughawe toe gery. En wat vir my elke keer treffend was, ons het hierdie wonderlike ligte hier langs die pad, en dan begin jy hier op die pad ry, dit is helder verlig, en dan skielik op 'n plek, dan is daar nie ligte nie, dan is dit so donker, en dan is die eerste gevoel wat ek daar kry, is 'n gevoel van ongemak, want nou kan jy nie sien, hoe lyk die pad nie, behalwe vir jou eie voertuig se ligte en die ander voertuig se ligte, jy kan nie sien wat langs die pad aan die gang is nie, maak 'n mens ongemaklik nie. En dan skielik dan ry jy weer op 'n stuk pad wat helder verlig is en dan is daar weer 'n stuk gemak. En ek dink as gelowiges moet iets daarvan deel van ons wees. Dat ons gemaklik voel in die lig, maar dat ons 'n diepe ongemak het met die donker. En dat ons nie net moet staan en sê, maar dit is nou donker hier, ek moet dit vermy nie. Maar dat Paulus vir ons sê, stap in die donker in met jou lig. En moenie bang wees nie. Die interessante ding wat Paulus hier doen, en dit moet ons baie mooi verstaan, broers en susters, want ek dink dis baie keer waar daar ook misverstand kom oor hoe 'n mens die Bybel moet lees. Paulus het nou in die eerste gedeelte van Efesiërs, dis hoofstukke 1 tot 3, het hy dit wat ons moet glo, dit wat die onderbou van ons geloof is, dat ons gered is uit genade, dat ons die Heilige Gees met ons het, en alles wat hy daar sê, is ons onderbou. Dit is waarvandaan ons vertrek, dis wat ons weet. En dan begin hy in volgende hoofstukke, eers baie algemeen,
en dan gaan hy eintlik in op die situasies in Efese, waar mense raad nodig gehad het. So in die algemeen sê hy dan, wees mense van die lig, en leef die waarheid, leef wat waar en reg en goed is die woorde wat hy gebruik. En dan spits hy homself toe, en hy begin praat oor verhoudinge, hoe mense leef, wat hulle reg doen en wat hulle verkeerd doen. En nou baie keer is dit 'n geval dat mense hierdie toepassing vat, en hom net so wil oordra in ons wêreld en wil sê, dis die reëls van ons lewe. Onthou net vir 'n oomblik, dat Paulus dit baie spesifiek vir sy eerste lesers toegepas het. Vanuit sy algemene reëls, vanuit wat dit beteken om as 'n kind van die lig in die voetspore van die Here te loop. En so moet 'n mens dit eers lees. Wat het Paulus vir die gelowiges in Efese gesê oor hoe 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou, 'n kind en 'n ouer en werksverhoudinge lyk? En dan moet ons vir onsself gaan vra, hoe pas ons dit toe vandag hier waar ons leef? En dan moet ons versigtig wees om wat die gewoonte was, wat die manier was, hoe die sosiale stelsel gewerk het in daardie tyd om dit met ons saam te bring. Ons moet vir onsself opreg gaan vra, hoe leef ek as 'n kind van die lig, hierdie lig uit in my verhoudinge? Waar die belangrikste is, dit wat waar is, dit wat goed is, dit wat reg is. En daarmee saam wil ek sê, dit wat in liefde gebeur. En dis 'n vraag wat jy vir jouself moet gaan vra. En dis iets wat jy vir jouself moet gaan uitwerk in jou lewe. Gaan vra, wat het Jesus Christus met mense gedoen? En wat het hy my geleer, moet ek doen met die mense in my lewe? Elke dag moet ek vir myself vra, hoe leef ek die lig van die Here? Hierdie genade, hierdie redding, hierdie vreugde in Christus. Hoe leef ek dit uit elke dag? Maar die vraag is, leef jy 'n lewe wat vir die Here aanneemlik is? En dis nie 'n antwoord wat jy kan gee. Iemand anders kan nie van buite af kom en sê, jou lewe is aanneemlik vir die Here nie. Dis 'n gesprek tussen jou en die Here. En wat jy verstaan, die Here van jou wil hê. En dan kom hierdie stuk by, en dit is my altyd so mooi, dan herinner Paulus ons. En as jy dit nie reg kry nie, as daar oomblikke is wat jy nie 'n kind van die lig is nie, bely dit. En God stuur sy gees om jou te kom herstel, om jou te kom leer om dit beter te doen, om vir jou insig te gee in wat verkeerd is, sodat jy die regte kan kies. Hierdie keuse moet geleef word. Nie net met ons koppe en ons gedagtes nie. Ons kan nie vanoggend hier sit, broers en susters, en dink, ja, ek weet eintlik wat die regte ding is om te doen. En as ek daar buite kom, dan besluit ek, maar dis nie wat ek gaan doen nie. Want ek het nie die moed om dit uit te voer nie. Of ek steek net my hande in die lug en ek sê, ek weet nie eintlik wat moet ek nou hier doen nie. Of ek kruip agter die verskoning weg van, ek is net 'n mens. Nee, jy weet wat goed en reg is. Jy weet hoe lyk God se liefde. Daarom kan jy nie net jou handjies in die lug steek en sê, ek weet nie wat om te doen nie. Jy weet wat om te doen. Bid dan vir die moed om dit te doen, wat die Here vir jou gevra het om te doen. Hierdie lig wees, hierdie kind van lig wees, moet duidelik wees sonder dat jy 'n woord sê. In die manier wat jy met mense praat, in die manier wat jy aandag gee aan mense en situasies, in die manier wat jy net besig is om te verstaan wat is goed en reg en hoe moet ek leef. Met ander woorde, in al ons verhoudinge, in ons huise, by die werk, by die skool, waar ons ook al beweeg in ons familie en vriendekringe, daar is ons roeping. Lewe dan soos 'n kind van die lig, want jy weet wat dit beteken. Een baie mooi voorbeeld wat ons juis het van hierdie lig en donker,
gebeur met Jesus net nadat hy in Getsemane gebid het. Daar het hy gebid, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar God het gesê, nee, hierdie pad gaan ons eindtyd loop. En dan daag daar soldate op, saam met Judas, wat hom verraai. En hulle kom neem hom gevange. En dan sien ons die lig en die donker teen mekaar afspeel. En die donker dink die hele tyd, dit het gewen. Want hulle het vals getuienis, wat teen Jesus opstaan. En Jesus gaan nie uit daarop om homself te verdedig nie. Hy sê net die hele tyd vir hulle wie hy is. En uiteindelik word hy skuldig bevind, op 'n valse manier. En die Sanhedrin dink, hulle het gewen. En niemand sou ooit in daardie tyd gesê, die Sanhedrin, of die Joodse Raad, is deel van die donker nie. En dan word hy na die Romeine toe verwys. En op grond van druk vanuit hierdie Joodse Raad, word Jesus skuldig bevind en word hy uiteindelik gekruisig. En die donker dink, hy het oorwin. Hy het hier gewen, want Jesus is uit die weg geruim. Tot op die derde dag, waar die lig deurbreek. En God baie duidelik vir ons sê, daar is nie 'n plek hier op aarde, waar die donker kan dink, dit het gewen nie. Want die lig van die Here breek deur. En selfs in hierdie proses waarin Jesus was, om uiteindelik aan die kruis te hang, was dit die lig wat besig was om te oorwin. En ons kan dit eers sien wanneer Jesus opstaan. Dink nou vir 'n oomblik aan situasies in jou eie lewe. Dink aan daardie plekke waar jy al gedink het dat die donker besig is om te oorwin. En gaan staan na dit en kyk terug. En besef dan hoe die Here met sy lig die Here gebreek het. Hoe daar nie 'n oomblik was waar die lig uitgedoof is deur die duister nie. Dan, broers en susters, verstaan ons wat ons opdrag is. Nooit kan enigeen van ons sê dat ons aan die donker uitgelewer is nie. Want ons het die lig van die Here in ons. En nooit kan enigeen van ons sê, ons is nie deel van hierdie geveg nie. Ons is nie deel van die mense van die lig, wat nie net die donker moet kan raak sien en uitken nie, maar iets daaraan kan doen. Natuurlik is dit ons opdrag. Ons moet die lig met ons saamvat. Ons moet die lig vat in ons huise in, en in ons werksplekke in, en daar waar ek in my kar ry, en daar waar ek tussen vriende kuier, daar moet my lig skyn, want ek weet wat goed en reg en aanneemlik vir die Here is. Wanneer ons met hierdie gesindheid leef, dat die lewe en geloof en hierdie onderskeid tussen goed en wat verkeerd is, dat dit alles 'n gawe is van God, dan verander dit hoe ek kyk na die lewe. En dan verander dit ook hoe ek dink oor myself en waartoe ek in staat is. Want dit gaan nou nie hieroor ek, arme mens, wat hierdie geveg moet voer in hierdie wêreld nie. Dit gaan daaroor dat ek, kind van die lig, toegerus is deur die Here, deur sy woord, deur die voorbeeld van Christus, met die bystand van die Heilige Gees. Dat ek in hierdie wêreld kan rondloop met my lig, en nie bang hoef te wees nie, maar dankbaar en nederig gaan doen wat die Here my stuur om te doen. Broers en susters, ons lees elke dag. Het sê jy nou op 'n koerant verlaat of op sosiale media of wat ook al, lees jy van die donker, van slegte dinge, van korrupsie, van mense wat ander mense afmaai asof hulle lewens niks beteken nie, van die ellende en die leed wat mense mekaar aandoen. Ons lees dit en ons dink, daar is ver. En dan kyk ons na die wêreld waarin ek en jy beweeg. En dan kom dit so 'n bietjie nader nie. Dan is dit hier tussen ons, waar hierdie slegte goed gebeur, en waar die donker sigbaar is. En dan dink jy, ja, en as jy mooi kyk,
en jy kyk na jouself, dan besef jy, sonder die lig van die Here, is die donker in my. En hierdie geveg teen die donker begin eintlik by my, nie daar buite nie. Dit begin by my, wat hierdie donker moet weerstaan. Wat weet wat goed en reg is, en dit moet gaan doen. Dit moet kies, dit moet leef. So kom ons kyk nie te ver daar buite nie, kom ons begin hier. Ek by myself, jy by jouself. En ontdek wat se donker skuil in ons. En kom ons beklei dit. Kom ons laat toe dat die lig van die Here, al maak dit seer, al is dit nie maklik nie, in ons lewens inbeweeg, sodat ons weet dat ons reg en goed kies, dat ons doen wat aanneemlik is vir die Here, en dan kan ons buite toe beweeg. En dis nie maklik nie, broers en susters. Niemand het ooit gesê dat dit maklik is om 'n Christen te wees nie. Ons het nie 1000 reëls wat ons lewens bepaal en sê, as jy net so maak en net so maak, en as jy dit doen, en as jy daai doen, dan is jy op die regte pad nie. Van ons word verwag om uit dit wat die Here ons leer, uit dit wat ons verstaan uit sy woord, om te gaan aflei, wat is goed en reg en aanneemlik in my lewe? Hoe gaan ek dit toepas? Daar waar ek lewe. En baie keer vra dit van ons broers en susters, dat ons radikaal sal breek met goed in ons lewens, met mense in ons lewens, met gewoontes en rituele wat ons het, sodat ons wegbeweeg van die donker, sodat ons juis daar teenoor kan getuig en nie deel daarvan kan wees nie. Want dis die keuse wat ons moet maak. Elke dag maak ons hierdie keuse. Dis my roeping om as 'n kind van die lig te lewe. Die teenvoeter vir die donker, die teenvoeter vir sonde, is dat ons doelbewus lig sal wees en lig sal lewe. Dat ons doelbewus sal kies wat goed en reg en aanneemlik is. En dit elke dag gaan leef. Nie uit onsself nie, maar uit die genade van God en die krag van die Heilige Gees en die waarheid van die woord en die egtheid van Christus se voorbeeld wat hy vir ons nagelaat het. Kom ons gaan doen dit hierdie week doelbewus, broers en susters. Kom ons gaan kyk eers waar skuil die donker in my en ek begin aktief daarteen werk. En dan vat ek hierdie lig saam met my, oral waar ek gaan, met elkeen met wie ek te doen het. En ek kies in elke oomblik om 'n kind van God se lig te wees en om dit opreg uit te leef. Amen. Kom ons sing nou saam, broers en susters, ons dankgebed. Dis die Ons Vader. Ek gaan vra dat ons staan. Ons kan nooit Ons Vader sit en sing nie. Oor 2 redes. Ek kan nie met die note uitkom nie en ek dink nie 'n mens doen dit ooit om te sit en Ons Vader te sing nie. So kom ons staan, dan bly jy ook maar staan vir die slotlied en die seën.
oor die lig teen die donker. Dit is vonk 277, kom ons sing daar al 3 die verse. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.